Dankie Hemelse Vader dat ons nou tot U kan bid. Dat ons toegang het tot die troonsaal waar U heers, waar U op die troon sit en waar alle mag en gesag aan U gegee is. Dankie dat ons vandag hier by mekaar kan kom as gelowiges. As gelowiges in ons Here Jesus Christus. As redder, Seun van God, Vader en ook die Messias. Dankie Jesus, dat U Heilige Gees vir ons gegee is om ons by te staan, om ons te vertroos en te versterk, en dat alles wat ons nou vandag gaan doen, dat U dit gaan seën in Jesus Christus naam. Amen. Julle kan gerus sit. Gaan my die geleentheid net om eers af te skop met die afskeidsbrief. Dieselfde hand wat jou aan die slaap gesis het, sal jou ook wakker maak met die opstandingsmôre. Ons Hemelse Vader het dit so beplan om ons geliefde moeder, ouma, suster na haar hemelwoning te roep. Sy was bevoorreg om vir 82 jaar op aarde te kan lewe. Baie mense was verryk en vervraai deur haar nederige optredes en handewerk. In tye van eensaamheid, siekte, swaar kry, was sy altyd tevrede en blymoedig. Is dit nie fantasties nie? Die woord sê jy moet altyd content wees. En dis nie vir genoegheid nie. Dis meer as net tevrede te wees met dit wat God vir jou beplan. Ons as familie dank ons Hemelse Vader vir die voorreg en genade om haar so lank by ons te kon hê. Ons gun haar 'n hemelse rus en sal haar altyd onthou. Haar heengaan word diep betreur deur haar bedroefde kinders, kleinkinders, suster, familie en vriende. Dit is altyd spesiaal om die geleentheid te kan hê om iemand vir so lang tyd by jou te kan hê. My pa het al eintlik deur die mediese doodvonnis gehad voordat ek gebore is. En ek is die Here dankbaar dat hy gelewe het ook tot 82,5 jaar. Al was hy vir al die jare 'n siek mens gewees. Ons gaan nou luister na 'n lied, Moedershart, en ja, dan sal ons verder gaan. Sê vir ons speel as dit moet gaan. Soos 'n moedershart, soos 'n varsvis in die oggendgroen. Een liefde gedeel deur twee, die liefde sing met 'n moedershart. Die liefde in ons sal altyd groei, soos 'n wissel in die winterreën. God se seën, so groot en God
Kom ons sit net so in ons bid dat die Here Jesus Christus, hierdie woord van God, wat hy nou aan ons gaan openbaar, deur sy Gees, verder gaan reveal, wie ons Jesus Christus waarlik is. Kom ons sluit die oor. Dankie Hemelse Papi dat ons nou kan bid in Jesus Christus naam. Here, kom open ons geestelike oë en ore. Verhelder ons verstand, ons denke, ons drome, ideale en ook ons gesindheid. Here, dat hierdie woord nou lewendmakend is in ons lewens. Dat dit so sal wees dat ons anders hier gaan wegstap as wat ons hier aangekom het. Dankie dat U woord ook gegee is om U beter te kan leer ken. U wat ons redder is. U wat God is, wat vir jare en jare saam met ons gaan wees in die ewigheid. En ons bid dit alles in Jesus Christus naam. Amen. Die skrifgedeelte wat ek mee wil begin vanoggend, eintlik is nou al middag, is Psalm 23. Dit is so 'n baie bekende skrifgedeelte vir baie mense. En dit gaan oor die Here wat 'n herder is. En ons weet die Here is 'n goeie herder. Hy sê dit self in Johannes 10 vers 10. Hy sê, ek is die goeie herder. Maar ek wil vir jou lees soos hy staan. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar rus is. Hy gee my nuwe krag, hy lei my op regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want hy is by my. In U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas. Ek word oorlaai met heerlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lang by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot 'n lengte van dae. Dis die nuwe Afrikaanse vertaling. Ons ken dit alles dit. Ons ken dit so dat hy sê, hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. En ek wil vanoggend eers gedeelte net daarby stil staan en sê, hy verkoop my siel. Ons is geneig net om een vertaling te lees, en die Engelse vertaling sê, he restores my soul. Hy kom en hy restoreer jou siel. Jy weet sien, want jou siel het ook die gebroke hart. Jou stikkende hart. En gewoonlik wanneer daar 'n move on is, en dis hoe ek dit wil noem vanoggend, wanneer iemand klaar maak hier op aarde, dan voel jy, ek gaan baie mis. Ietsie van my is nie meer by my. Ek het beleef, my pa en my ma, my skoonma, jare terug. Hy sê, he restores my soul. En as jy vandag daarna kyk, dan gaan jy agterkom dat hierdie is 'n nuutmaakproses om vir jou die nodige krag en potensiaal te gee om aan te pas. Hy sê, my gees is vir ewig en altyd in jou. En dit maak dit moontlik dat dit so is. En daarom kan ons sê, hy's 'n goeie herder. Dis iemand as jy vandag gaan kyk na 'n herder en hoe hulle funksioneer, dan weet ons, hulle is nooit passief nie. Soos kies een hier, die passive is, oor ouderdom of gesondheid of wat kan. Dit is 'n ander saak. Maar ons herder is nie passief nie. Hy is die hele tyd teenwoordig om te kyk hoe hy met sy herderstok ons leiding kan gee.
En ek en jy is groot mense, ons verstaan 'n herderstok, hy het so 'n loop, en dan kom hy om, en dan sak hy af. En daai loop wat hy maak, is nie vir plek om te vat alleenlik nie, maar dis vir hierdie skaapie wat wil weghol, en dan hak hy hom hier, in die lies aan die bobeen. Niks gerieflik en gemaklik. En as hierdie skaapie wil afdwaal, dan vat hy weer aan daai rondom, en hy sal daai skaapie so 'n bietjie druk en sê, moenie agter die duiwel aanduiwel nie, gaan 'n bietjie die kant toe. Gaan 'n bietjie die kant toe. Want jy mis my seëninge as jy agter die duiwel aanduiwel. 'n herder is nooit op sy eie nie. Hy's by sy mense, by sy skape, hy pas hulle op. Hy's bekommerd en beskermend oor hulle die hele tyd. Hy wil verseker weet hulle is versorg. In die sin van skuiling, voeding, al daai goed wat saak maak. En as jy nou afleiding kan maak en hierdie gedeelte opsom, dan kan jy vir my sê, ja pastoor, maar dis alles uiterlike goede. Ons moet nou weet, ons God is gees. Ons God is gees. En wie wat daar gaan hy ook 'n herder vir jou wees. Hy gaan innerlik jou geestelik versterk. As jy 'n oomblik in jou lewe kom en sê, nou weet ek nie meer wat ek kan doen, is dit die ideale plek. Want dan kan jy die Here Jesus Christus se naam aanroep en vir hom vra, gee my asseblief rigting. Want dis die eerste ding wat hy vir Salomo gegee het, nie wysheid nie. Hy het vir hom rigting gegee om geseën te wees. God, as herder, praat met jou diepste deel van jou liggaam en dis jou siel. Jy sien maar die dag toe jy gebore is, toe jy alreeds jou siel in. By conception, ek weet nie in Afrikaans wat jy nou praat, lyk of ek 'n skaapboer is. Maar by conception ontvang jy die gees van God. En hy kom van hom. En daarom is hy tragiese skrifgedeelte wat hulle by die graf daar in die Gamodolas gebruik. Die vlees keer terug in stof en die siel gaan terug waar hy vandaan kom. So jou siel gaan na die Here Jesus Christus toe. En hy treasure dit. Hy pas dit op. Hy sal dit verkoop. Hy sal jou siel restore. Is dit nie fantasties om te weet dat as jy af is die Here die ideale persoon, goddelike mens wat jou kan versterk. Hy bevredig jou diepste verlange in jou hart, want hy ken jou deur die siel wat hy in jou geplaas het. Hoe is dit moontlik? Handelinge 2 sê dit baie duidelik. Hy sê, bekeer jou en laat jou doop. En as jy jou gedoop het, dan word die Here Jesus Christus so wonderlik en hy vergewe jou sondes. En hy skryf jou naam in die boek van die lewe en dan stuur hy die Heilige Gees as 'n geskenk. Parcelle male niks om permanent in jou te woon. Tot die dag wat hy jou kom haal. En dan gaan sy gees en jou siel na hom toe. Engels sê repent, baptized. And when you're baptized, there will be remission of sin and you will receive the gift, the Holy Spirit. Ek wil met julle ietsie deel. En dit was vir my 'n revelation die dag toe die Here my roep en ek begin regtig sy woord bestudeer. Bring my op die pad van Johannes 14 vers 26 en 27, want die Here wil gehad het ek en Karin moet gaan preek oor sy vrede. En ek vra vir die Here, waar? Hoe? Wat so goed is dit? En hy vat my Johannes 14 26 toe en hy sê, ek gaan die Heilige Gees vir julle stuur deur my Vader in my naam as vertrooster. En ek wil vir elkeen vandag sê, weet jy wat, jy dra die vertrooster van God in jou. Is dit amazing nie? Om deur elke slegte oomblik te kan deurwerk,
sê hy, moenie kla nie. My vertrooster is in jou. My gees het ek gestuur om jou te vertroos. Maar as jy gaan kyk na ware betekenis van daardie woordgedeelte, dan sal ons sien, dis baie dieper gestel in Grieks. En op sommige wys dan beteken dit, I will send my helper, kan dit in Afrikaans vertaal, my advocate, jou advokaat, jou intercessor, die een wat vir jou intree by die Hemelse Vader by die troon, jou strengthener, jou versterker met ander woorde, jou stand-by, iemand wat permanent by jou staan. Dan sê hy, the Holy Spirit, so that you can act on my behalf, represent me, and act in his place. Dis die opsomming. God het met jou 'n doel waar jy hier sit vandag. Met ieder en elkeen. Dat jy in sy plek kan optree. Kan reageer. Dinge tot stand bring, soos 1 Korintiërs 12 sê. Hierdie skrifgedeelte is nie klaar nie. En ek wil afsluit met die laaste skrifgedeelte, en dis 2 Korintiërs 5:17. 2 Korintiërs 5:17 is denk ek 'n amazing skrifgedeelte, want dit staan so geskryf. Hy sê, iemand wat aan Christus behoort is 'n nuwe mens. Jy behoort nie aan jouself nie. You are not the boss. Hy sê, iemand wat aan Christus behoort. Jy sien hier, Jesus Christus het vir almal 'n dierprys betaal aan die kruis. Het jy gekoop? Jou lewe, jou liggaam, jou verlede, jou toekoms, jou hede. Hy sê, maar as iemand aan Christus behoort, is hy 'n nuwe mens. Die ou is verby en die nuwe een het gekom. Dit alles is die werk van God en hy het ons deur Jesus Christus homself versoen en die bediening gegee tot die versoening en toevertrou aan God die Vader. Ek wil hê jy moet vandag jouself so sien as ek is 'n nuwe mens. En dis iets wat ek uitgedink het en sê veel jongere sê vir jy, weet jy wat? Ek sê dit vandag vir jou met 'n passie in my hart. Die dag as jy die Here Jesus Christus aanneem as jou verlosser en saligmaker en sê, jy is 'n wedergebore kind van God. Jy is 'n wedergebore kind van God. Nou as jy weergebore is, en die ou een is mos verby, dan is hy mos nie waar. Of verstaan ek dit nie lekker? As jy 'n weergebore kind van God is, dan moet jy jou mind opmaak. Hoe gaan jy wees? Soos wat Jesus Christus wil hê jy moet wees? Of soos jou Don Vetleer vir jou elke dag voorskryf, wat dink hy is die beste vir jou? Maar hier is iets spesiaals in hierdie skrifgedeelte verder. Hy sê die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Vers 20. En dan maak ek klaar met die skrif. Hy sê, ons tree dus op as gesandte van Christus. Party sê, die Griek sê eintlik verteenwoordigers van Christus. Weet jy wat, as 'n mens kyk na die ware betekenis, dan sluit dit ook die woord ambassadeurs in. Jy raak 'n ambassadeur vir die koninkryk van die hemele. Time is up om te worry oor nonsens. Want jy het nog nooit gehoor van 'n ambassadeur wat worry oor waar bly hy, wat worry oor wat trek hy aan, wat worry waarmee ry hy. Dis vir hom gegee.
Die regering besluit wat het jy en wat het jy nie. Hierdie regering wat jy aan behoort is die koninkryk van die hemel. Dis wat dit beteken. As jy 'n disipel is jy deel van die koninkryk van die hemel. Al wat ek vir jou wil sê is, act soos een. Tree op soos 'n ambassadeur. En weet jy wat? Al wat die Here Jesus Christus van jou verwag is, praat in die voorskrif van sy koninkryk. Tree op soos die voorskrif van die koninkryk van die hemel. Reageer soos die voorskrif van die koninkryk van die hemel. Nie in die vlees nie. Hy sê, om dit reg te kry, het ek jou my gees gegee om binne in jou attent te maak as jy agter die duiwel wil aanduik. Die wat nou hier kom, sal weet, hierdie kant is die duiwel se kant. Nie omdat my vrou hier kafee speel. Die laar gedeelte. Maar hier volg ons die Here Jesus Christus. En jy raak 'n volgeling van die Here Jesus Christus as jy hom volg. Want dis wat geloof in Christus Jesus werklik beteken, is deurdat jy hom volg. Kom ons sluit die oë. Ons vra die Here dat hierdie woorde in ons sal insink. Dankie Jesus, dat U ons goeie herder is, dat ons opgewonde kan wees oor die nou, oor die môre, oor die jare wat kom, want U is 'n God van goedheid. U het gekom om ons nuut te maak, om ons opgewonde te kan maak oor elke dag. Want U versterk ons deur U Heilige Gees, dat hierdie woord van vandag lewendmakend in ons gaan wees vir ewig en altyd in Jesus Christus naam. Amen. Sê 'n bietjie amen. Of voor jy dit? Anders dan is jy baie dom, hoor. Baie dom. Gaan met die geleentheid net, ek wil hier 'n paar afskondigings doen vir bedankings. Hier staan ons Hemelse Vader vir die tyd wat hy ons ma, ouma en sussie vir ons geleen het. Jy besef, né? Selfs sy kind langs jou. God leen daai kind vir jou. Tydelik. Hy leen haar vir jou. Tydelik. Jy kan op mekaar kyk en sê, jy's nie aan my geleen. Besit jou nie. Dr. Helena Jackson vir die hulp en bystand ten alle tye, Riemland personeel, Latoya, Marianne, Petria en ook vir julle bystand ongeag tyd of dag. Vir al die familie en vriende se oproepe en boodskappe wat ons staande gehou het. Martins, vir julle pypdiens, hulp en julle bystand met al die reëlings. Vir al die familie en vriende wat ver gery het om saam met ons ma se lewe te herdenk. Ek gaan. Ek lees nie graag baie mense nie. Woorde is min, maar ek probeer, want hoe uiters mens die woorde dankie dan nou, as ek nie al my regte kommas en punte bymekaar het nie. Ouma namens al ons kleinkinders, dankie vir die rol wat ouma in elkeen van ons lewens gevul het. Ouma se liefde en omgee sal ons altyd bybly en gaan ons ouma bitter baie mis. Ouma se wedloop is voltooi en kan ouma en oupa nou in die hemel se strate skoffel op die beste klipweg. Halleluja. Aan my ouers wil ons elkeen wat vandag hier bymekaar gekom het en die wat nie met ons kan wees nie, ons wil julle bedank dat julle ouma gedra het deur alles. Die bystand, die omgee, die laat nagte wakker sit en julle gebede vir ouma. Ons almal het dit raak gesien en ons wil ons dankie sê dat julle die wedloop saam met ouma voltooi het, al was dit nie maklik nie en was daar swaar.
Dankie dat julle haar ontvou het met liefde en troos en dat julle haar sterk gehou het tot die laaste toe. Rustig ouma, die verlange en die leemte is rou, maar ook net in die oomblik vir nou, tot ons mekaar weer sien. It's not goodbye, it's only a see you later, when we meet again. Ons luister na 'n liedjie van Juanita in die hemel. Ek weet jy wonder soms hoekom dinge moet gebeur. En ek weet jy baie vrou en jou hart is baie seer. Ek weet my plek is leeg langs jou. Ek sal altyd by jou wees. As jy na my verlang, ek is by jou in die gees. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgeneem. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel en ek wil net anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel en my hart staat by jou. Nou is ek die engel wat se vlekken om jou ek sien jou trane elke dag. Ek weet ek kon dit afdoen. Ek wil nie hê jy moet huil nie. Kyk, ek is daar in die reënboog. Hier sal ek altyd wag vir jou. Hier in ons hemelhuis. Ek hoop jy volg die regte pad tot hier by die kruis. My tyd op aarde is verby. My lewe was afgeneem. En ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel en ek wil net anders wees nie, want hier is ek gelukkig. Hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel, my hart staat by jou. Nou is ek die engel wat se vlekken om jou hou. Nou is ek die engel wat se vlekken om jou hou. Ons gaan nou vir julle kans gee om eer te betoon en vorentoe te kom. Julle hoef nie almal op een sagie te wees nie, dit is baie plek nie. Maar ja, ons gee vir jou kans. Misschien kans vir die familie eerste om eer te kom doen. The truth becomes so bright in the light.
Yesterday, tomorrow, this day, light of my life, the flame of my fire, the wind in my wings. There is healing, salvation, deliverance in Yeshua, the Messiah, Yeshua, the Messiah, honor in the King of Kings, Creator, God of everything. Yeshua is the Messiah, Yeshua, the Messiah, anointed one to be the King, Creator, God of everything. Declare the Salah without doubt, waiting for the final countdown, preparing him a bride. Misschien vind je ook niet de kans om te komen. A sprinkle overflow of new wine, light of my life, the flame of my fire, the wind in my wings. There is healing, salvation, deliverance in Yeshua, the Messiah, Yeshua, the Messiah, honor in the King of Kings, Creator, God of everything. Yeshua is the Messiah, Yeshua, the Messiah, anointed one to be the King, Creator, God of everything. Adonai Elohim melech haolam. Blessed be the Lord our God, King of the universe. His name is Yeshua, the Messiah, Yeshua, the Messiah, honor in the King of Kings, Creator, God of everything. Yeshua is the Messiah, Yeshua, the Messiah, anointed one to be the King, Creator, God of everything. Dit bring ons aan die einde van hierdie bijeenkoms. Soos ek in die begin gesê het, not easy. Glad nie maklik nie. Al wat ek vir jou kan sê, die dag as jy die Here Jesus Christus aanneem, het jy 'n hemelse Vader. Toe ek my pa en my ma moes groet, gelukkig was dit nie dieselfde oomblik nie. Toe ek huis toe gaan, toe sê ek, nou is ek 'n weeskind. En die Heilige Gees het dit so duidelik om my gestel gesê, jy is nie, ek is aan jou hemelse pap, vergeet jy van my. So ek wil net vir jou hierdie positiewe en opbouende woorde gee, ons is nooit alleen nie. Die feit dat hy jou nie gebore het, jy hemelse pap. En jy is so welkom om na hom uit te roep en sê, hemelse Vader, help my. Ek het vandag nie nodig. Ek het vandag vertroosting nodig. En jy sal dit beleef. Kom ons sluit af met 'n gebed. Een videoclip speel. Hier nog 'n liedjie speel. Daar's nog 'n liedjie vir ons gaan speel en dan gaan ons verdaag.
Excuse mense, foutjie aan my kant vir die bietjie. Dis net so 'n slide wat hulle graag wil speel. Ek het van Woensdag af vir die mense griep verkoue en ek het medikasie wat ek gebruik soos 'n wonderwerk het ek vandag gestaan. Alles in alle eer aan die Here. Kom ons staan en dan gaan ek die seën oor ons almal uitspreek. En dan kan ons vandag in die saal gaan. Verskoon net maar die dorp het nie water nie, maar ons het buckets. So daar by die geriewe is 'n bucket as jy iets moet wegspoel. En maar kom ons kuier lekker saam daar in die saal. Dankie Jesus Christus dat U nou afbuk oor ons en ons seën met U onverdiende guns en genade. Seën ons met die shalom vrede en die agape liefde. En dankie dat ons kan sê, ons het 'n liefdevolle, goeie herder. En ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen. Wees geseënd. Wonderlike naweek.